was placed on his head, he knew that he would soon be dead. He said, did you forgive me, Father, did you? They nailed him to a wooden cross so all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, I'm coming home now, Father, to you. A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank and gave his last, his soul to glory. Hallelujah. 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 The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, truly this was Jesus Christ, our Savior. He looked with fear upon his sword, then turned his face to Christ our Lord, fell to his knees, crying, Hallelujah. 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 Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest in a tomb. The holes in his hand, his feet and side, now in his heart we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah. 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 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Geliefdes, kom ons staan vir die Paasgroet. Julle kan staan. Die Heer het opgestaan. En terwyl ons so staan, kom ons sing die volgende lied saam. Julle kan sit en dan gaan ons na vandag se skrifleesing luister. Die Sondagmôre, baie vroeg, het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het: die seun, die mens, moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Toe hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan, hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring
en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buig, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Ek gaan vir julle geleentheid gee om te gaan sit, gaan ek 'n gebed doen, en dan gaan ons net so sit, en 2 lofliedere sing, soos wat ons saam met die disippels in verwondering is vandag, oor dit wat Christus vir ons gedoen het. Kom ons maak ons oë toe. Here, dankie dat ons vandag u lewegewende krag kan vier. Dankie dat ons seker kan weet van die oorwinning wat aan die kruis vir ons behaal is, Here. Maak in ons los die vreugde wat net u kan bring. Hoor ons lofgesange. Amen. Die
So, ons eindig vandag die reis wat ons saam met Petrus geloop het tot dusver en voordat ons vandag se teks nadink, kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ag Here, U leef, U praat, U gryp in mense se lewens, in ons lewe, in my lewe. Dit is ons gebed, dis my gebed, dat soos wat ons U woord oordink, dat ons harte sal oop wees om U stem te hoor, ons harte sal oop wees vir U om in te gryp in ons lewe. Amen. En so, ons het so 'n hele 40-dag reis agter die rug, waar ons saam met Petrus verwonderd was dat Jesus vir hom stip gekyk het en hom geroep het. Ons het geleer dat hy storms saam met Jesus gebeleef het en dat Jesus hom gered het in sy oomblik van krisis. Ons het geleer hoe Petrus maklik kon sê, wie is Jesus? Dat hy die Messias is, maar ongelukkig dat hy dit nie lekker verstaan het nie. Hy het dit maklik gesê, maar hy het nie die implikasie verstaan van hoe hierdie Messias, hierdie koning, anders as die wêreldse konings is nie. Ons het gesien hoe Petrus by Jesus se voete geleer het van die lewe, van menswees, van wie God is. Ons het gesien dat Petrus in die skare was, wat op Palm Sondag geskree het, Hosanna, prys die Heer wat in die naam van die Here na ons toe gekom het. Maar dat in daai week, as mense hom gevra het, is jy nie een van sy disippels nie? Dan het Petrus gesê, dis nie ek nie. En dat die haan wat gekraai het, hom herinner het van sy eie mislukking. En so gister, met Stil Saterdag het ons gelees, dat Petrus waarskynlik saam met al die ander disippels weggekruip het en gerou het. En so daardie wegkruip was 'n wegkruip van 'n fisiese donkerheid. Die wêreld was donker, maar hy was in 'n donker plek, want hy het gerou die verlies. Hy het gehoop Christus sou iets wees en nou lyk dit asof dit nie gaan gebeur nie. Ek dink hy kruip weg en verwyd homself dat hy nie 'n beter vriend was vir Jesus nie. En dit is in die toestand waarin Petrus was, toe die vroue na hom gekom het en gesê het, die graf is leeg. En so ons kan ietsiekie leer weer eens uit Petrus se storie, wanneer ons vandag Jesus se opstanding vier. So, dit is nie per ongeluk dat hierdie teksgedeelte begin by op die eerste dag. So, vroeg in die oggend. Ons was vanoggend 'n paar van ons by die sonsopkomsdiens. Daar is iets aan daai eerste ligstrale. Daar's iets aan daai eerste ligstrale wat jou herinner dat met die nuwe dag kom nuwe moontlikhede, kom 'n nuwe begin. So N.T. Wright, 'n Nuwe Testamentikus, skryf hierdie: The resurrection of Jesus is not an isolated miracle. It is the beginning of God's new creation. So wat dit sê, die opstanding is nie lank terug gebeur en is nou klaar en dit was 'n geïsoleerde wonderwerk nie. Die wonderwerk van opstanding gaan voort. Christus maak nog steeds nuut. En so, wat dit vir ons beteken is dat net soos wat Petrus dit sê in die Grieks, dat Petrus het opgestaan en die Griekse woord is anastas. En anastas is dieselfde woord wat gebruik word om Jesus se opstanding te omskryf. En so Jesus het geanastas, maar Petrus het
fisies opgestaan, maar hy het ook geestelik opgestaan. Tot daardie oomblik was sy storie, ek het gefaal. Tot daardie oomblik was dit, ek is nie so goeie volgeling nie. Ek is nie so goeie disipel nie. Maar Petrus se storie het nie opgeëindig met die haan wat kraai nie. Daai eerste dag kon hy tog opstaan en geestelik hoor en toe. Ja, ek het tot dusver hierdie met Jesus beleef, maar daar's nog moontlikhede van wat God met my kan doen. En so vir my en jou is dit ook waar, dat ons gister is nie die laaste hoofstuk nie. Maar God het nog 'n hoofstuk, maar God kan nog iets in ons lewe doen. En ons vier nie net vandag die vars genade nie, omdat ons in Christus glo, is elke dag vol van nuwe moontlikhede. So die tweede deel wat perspektief wat ons hier Petrus se oë kan sien, is die verwondering, die vroue. Wanneer hulle sien wat gebeur het, dan val hulle neer. Ons lees dat Petrus, wanneer hy gebuk oor die linne staan, dan loop hy weg in verwondering. So, daai Griekse woord, gaan ek nie vir julle bombardeer mee nie, maar dis belangrik om dit te hoor, want verwondering is nie net awesome nie. Daar was 'n tyd wat dit so oorgebruik was. Alles was awesome. Nike takkies is awesome, 'n ou is awesome, 'n meisie is awesome, 'n juffrou is awesome. Alles is net awesome. En as alles awesome is, dan is niks awesome nie. En so hierdie idee van verwondering vervlak in die manier hoe ons praat. Alles is nie fantasties nie. Daar's raar goed wat fantasties is. En behalwe vir hierdie een idee van om in verwondering te wees, is hierdie spesifieke Griekse woord 'n ongemaklike verbuistering. Petrus het nie die opgestane Jesus gesien nie. Hy het net die leë graf, die linne gesien. En so 'n deel van die verwondering is, wat het hier gebeur? Wat het God gedoen? Kon God dalk werklik Jesus uit die dood opgewek het? En so deel van verwondering is daai idee om te vra, wat kan God doen? En dis nie eers 'n intellektuele oefening nie, dis eers half 'n soos die woorde van Joel Green, the resurrection is not immediately intelligible. It demands response beyond reason. It evokes awe. En so, vir Petrus, is daar hierdie vraag wat na hom toe gekom het. Wat het God gedoen? Maar dit vra ook vir my en vir jou. Die opstanding vra nie net dat ons dit moet verstaan nie, maar dat ons deur die lewe kan loop met 'n oop hart en oop oë, verwondering, nuuskierigheid. Wat doen die Here op hierdie nuwe dag? Wat doen die Here in hierdie nuwe seisoen? What is God up to? En so die laaste uitnodiging of perspektief wat ons dalk uit hierdie teks kan hoor, kom van die kontras van Petrus se reaksie met die disippels se reaksie. So die woord wat gebruik word om hulle reaksie te verduidelik is onsin, die Afrikaanse woord. Maar die Griekse woord is sterker as dit. 'n Mens sou dalk in Afrikaans eerder kon sê twak. Hulle het baie sterk gesê, dis onsin. En so, wat ek hou daarvan, is dat die Bybel altyd eerlik is met die menslike reis en worsteling met God. Vir daardie disippels was daar struikelblokke om te glo dat Christus opgestaan het. Om te gaan met hulle verbeelding na wat God kan doen. Vir hulle was dit moeilik.
Maar vir hulle is dit ook nie die laaste punt nie, twyfel en moeilike vrae en selfs uitlatings dis twak. Hoef nie die einde van jou reis te wees nie. Jesus ontmoet jou waar jy is, want die goeie nuus van Christus is nie maklike nuus nie. As jy in die donkerte is dit moeilik om te hoor, daar sal weer lig wees. As jy stikkend is, dan is dit moeilik om te hoor, die Here gaan jou genees. Die goeie nuus is nie maklike nuus nie. Maar tog is dit so belangrik om Petrus se kontras te sien, dat Petrus het nie net opgestaan nie, hy het nie net dadelik verwerp nie, die rede hoekom hy opgestaan het en gehardloop het, was omdat hy self wou kyk. En ek dink, dit is 'n goeie uitnodiging vir ons op hierdie Paasondag, dat reg deur Petrus se reis, moes hy altyd te midde van wat ander mense sê, wie is ek? Te midde van wat die vroue gesien het, te midde van wat die disippels sê, ag, is twak, bly die uitnodiging, gaan kyk self. Hê die moed om navorsing te gaan doen, om te gaan soek na die opgestane Heer. Wat beteken dit? Die opgestane Heer is die teenwoordigheid van die heersende koning in jou lewe. Waar is die opgestane Heer? Beteken hy is hier. Die opgestane Heer beteken hy leef. En die uitnodiging om te sê, kom kyk self, is om te sê, maar as ek getuig, hy leef, waar sien ek die tekens van die krag? Die een wat kan laat dinge anastas. Waar is God besig om dinge in my lewe te laat anastas? Wat laat hy oprig en opreis? So faith is not instant recognition. Mense wat lankal met die Here loop, kan sien, jy kon waarheid lank sien, sonder om dit te sien. Jy hoor die waarheid, maar jy herken nie dat dit regtig waar is nie. And so faith is not instant recognition, but a journey from confusion to confession. So, daar's dele wat Petrus verstaan het, nee, hy het so 'n bietjie dit raak gehê by tye. Maar sy reis is 'n reis van 'n bietjie verstaan na werklik opstaan en hardloop na Jesus toe. En dan 'n hele nuwe toekoms. Ek het 'n baie mooi Facebook post gesien. Iemand het gesê, die opstanding is so 'n bietjie soos om 2 dokumente in jou hand te hê, 'n identiteitsdokument en 'n paspoort. En so die opstanding het Petrus se identiteit weer kom bevestig. Hy het sy identiteitsboekie gekry, maar hy het ook 'n paspoort gekry om die wêreld te gaan invaar en die lig en die nuus te gaan verander. En so vir ons mag ons het gesê, ons loop hierdie pad met Petrus, omdat ons kan leer. Ons paadjie lyk nie presies soos syne nie, maar daar's dele van wat hy beleef het, wat ons kan beleef. En so dalk is die goeie nuus wat jy moet hoor, dat die Here gee vir jou 'n nuwe dag. Hy gee vir jou nuwe geleenthede en moontlikhede. Hy gee vir jou storie 'n en toe. En toe het God. En toe het jy 'n volgende hoofstuk. Die Here, 'n lewe met die Here is 'n lewe van verwondering. Daai verbuisterende verwondering. Daai verwondering van ek kan nie altyd 'n lyntjie om God trek en sê dit is presies hoe hy altyd werk nie. Ek verstaan hom 100% nie. Maar 'n lewe van verwondering dat ek glo hy leef. En daarom is ek nuuskierig om uit te kyk van wat kan God, wat doen God in my lewe. En om laastens nooit te oppervlakkig en te maklik met my eie reis om te gaan nie.
maar om die waagmoed te hê om tog te hê wanneer ek sukkel en wanneer ek twyfel en dan te reageer op die sukkel en die twyfel en die moeilike vraag deur te sê maar ek sal self gaan kyk. Ek sal self gaan soek vir die waarheid. Ek sal opstaan en na Jesus toe hardloop. So geliefdes, ons sit vandag, is ons tradisie om blomme op die kruis te kom sit. Dis 'n liturgiese handeling. Dis 'n manier van opstaan en loop en sê ek glo in die nuwe geleenthede, in die nuwe lewe wat Christus ook vir my gee. Die kruis is nie leeg nie. Die kruis is 'n simbool van lewe. En so die musiekbediening gaan vorentoe kom. Hulle gaan 'n paar liedjies sing. Jy is welkom om saam te sing. Maar terwyl hulle dit doen, nooi ons julle uit. Wil vra dat daai lang manne vorentoe sal kom om net te help met die hoë blomme. En Jaco wat gaan help het alles lekker vinnig vloei. En dan nooi ons julle uit om soos die musiek begin vorentoe te kom, daai liturgiese handeling te doen en sê ek glo dat Christus waarlik opgestaan het. Julle is welkom. Rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame He's taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. My soul, His blood has covered my sin. I believe, I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe, I believe. My Redeemer lives. 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 My Redeemer. My Redeemer lives.
Groot is die Heer, regverdig en getrou, U wat beloftes hou van wie U is. Groot is die Heer, geklee in majesteit, U wonder spreek van tyd wie U is. So ek sal U loof, vir ewig sing van U goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonder deur U grootheid. So ek sal U loof, vir ewig sing van U goedheid. So ek sal U loof, verwonder deur U grootheid. Groot is die Heer, groot is die Heer, en groot is die Heer, groot is die Heer, groot is die Heer. U gaan voor ons uit in barmhartigheid, is wie U is. So ek sal U loof, vir ewig sing van U goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonder deur U grootheid. Ja, ek sal U loof, vir ewig sing van U goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonder deur U grootheid. Die heerskappy sal vas U koninkryk, die mag, die heerlikheid behoort aan U. Geslagte wat getuig die skepping van, saam juig die heerlikheid behoort aan U. Die heerskappy staan vas, die koninkryk, die mag, die heerlikheid behoort aan U. Geslagte wat getuig die skepping van, saam juig die heerlikheid behoort aan U. So ek sal U loof, vir ewig sing van U goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonder deur U grootheid. So ek sal U loof, vir ewig sing van U goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonder deur U grootheid. Groot is die Heer, groot is die Heer, groot is die Heer, groot is die Heer. Hoë berge, diepe dale, stormwinde is die tale wat lees. Daar moet 'n God wees. Wilde waters, dorre duine, platte blomme en woestyne wat skree. Daar moet 'n God wees. Die skepping getuig, dat die mens dan moet weet. Hy leef, hy leef, alle lof, ere, waarheid.
ja, hy leef. Sagte stem deur die klowe bring 'n boodskap wat beloof daar's meer. Daar moet 'n God wees. Harde stem uitke roep die nasies, alle volke 'n kreet. Daar moet 'n God wees. Schepen getuig dat die mens dan moet weer. Hy leef, aan lof ere waardig. Hy leef, verhef oor die aarde, verberg vir die oog, toch hoorbaar omhoog. Hy leef, alles vertel, hy is heilig, heilig. Alles vertel, hy is by ons, by ons. Alles vertel, hy is heilig, heilig. Alles vertel, hy is by ons, by ons. Alles vertel, hy is heilig, heilig. Alles vertel, hy is by ons, by ons. Alles vertel, hy is heilig, heilig. Alles vertel, hy is by ons. Hy leef, alle lof ere waardig. Hy leef, verhef oor die aarde, verberg voor die oog, toch hoorbaar omhoog. Hy leef, alle lof ere waardig. Hy leef, verhef door die aarde, verberg vir die oog, toch hoorbaar omhoog. Hy leef, ja, hy leef. Okay, almal wat al sit, julle is welkom om te staan en dan sing ons almal saam groot is die Heer. Groot is die Heer. Okay. Almal kan staan. Groot is die Heer, regverdig en getrou, die wat beloftes hou van wie hy is. Groot is die Heer, geklee in majesteit, hy won spreek deur tyd van wie hy is. So ek sal die loof vir ewig sing van die goedheid
U loof, verwonderd deur U grootheid. So ek sal U loof, vir ewig sing van U goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonderd deur U grootheid. En groot is U Heer, groot is U Heer, groot is U Heer, groot is U Heer, groot is die Heer. U gaan voor ons uit in barmhartigheid. Dis wie U is. So ek sal U loof, vir ewig sing van U goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonderd deur U grootheid. Ja, ek sal U loof, vir ewig sing van U goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonderd deur U grootheid. U heerskappy staan vas, U koninkryk, die mag, die heerlikheid, behoort aan U. Geslagte wat getuig die skepping wat saam juig die heerlikheid, behoort aan U. U heerskappy staan vas, U koninkryk, die mag, die heerlikheid, behoort aan U. Geslagte wat getuig die skepping wat saam juig die heerlikheid, behoort aan U. So ek sal U loof, vir ewig sing van U goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonderd deur U grootheid. So ek sal U loof, vir ewig sing van U goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonderd deur U grootheid. Groot is U Heer, groot is U Heer, groot is U Heer, groot is U Heer, groot is U Heer. Kan maar sit en dan Jaco gaan gou vir ons die afkondigings doen. As daar iemand is wat nog nie 'n kans gekry het na die erediens, is julle welkom om gesinsfoto's hier by die kruis te kom neem. Blommetjies nog, daar is nog op tafel 'n paar rooi rose wat jy kan gebruik en insit as jy nog nie 'n kans gehad het nie. Maar as Jaco, as jy net die afkondigings vir vandag sal doen, dankie. Daar sê goeiemôre. Môre gemeente, baie dankie en baie welkom hier by vandag se erediens. Twee kort afkondigings. Nommer 1, oom Tertius se begrafnisdiens is hierso Dinsdag in die kerk, 9:30, 9:30. Van die van julle wat hom ken en dit kan maak, Dinsdagoggend 9:30 asseblief. En dan nooi ons julle uit as julle klaar is hier by die diens, soos Jolandi gesê het, kom neem 'n paar fotootjies by die kruis. En dan is daar lekker paasbolletjies en paaseiers saam met lekker koffie en lekker tee daar buite. So kom kuier saam met ons, kom vier die opstanding Sondag. Enige besoekers hier vandag, kom praat met my as jy 'n bietjie inligting wil hê oor hoe ons kerk saam kerk, hoe ons as gemeenskap saam werk en die Here dien en die Here se werk doen. Julle is baie welkom. En ja, dankie. Geniet julle Sondag. Seën van die Here. Jesus Christus is die opstanding en die lewe. Hy is ons vrede. Wie in hom glo,
sal in ewigheid nie sterwe nie. Hy is ons vrede, nou tot in ewigheid. Amen. Die Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Dankie. I know He's rescued my soul.